het in die week, terwyl ek so afsonder, gee die Here my 'n woord in Matteus 6 vers 34. Ek glo die Here wil vanoggend vir iemand hier sê, hierdie woord is vir jou. Hy sê, moet kwel julle nie oor môre nie. Môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Weet julle, toe ek hierdie week oor dit bid, toe glo ek dis asof die Here vir my sê, soveel mense wat bekommerd is oor hierdie jaar, oor alles wat hierdie jaar vir jou gaan inhou, en jou challenges wat jy trotseer, en sê, Here, hoe gaan ek hierdie jaar maak? Hier sê hy, moet jou nie bekommer oor die dag van môre nie. Weet jy wat, lewe vir vandag. Maar om daarby uit te kom, om dit te kan doen, val ek hier terugvat na Matteus 6 vers 19, waar hy sê, moenie vir julle skatte bymekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel, en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar diewe nie inbreek en steel nie. En dan sê hy die mooi woorde in Matteus 6 vers 21, waar julle skat is, daar sal jou hart wees. Ek glo, die Here wil vir iemand hier vanoggend sê, jy sit met uitdagings, jy vra vir die Here, Here, hoe gaan ek hierdie jaar maak, hoe gaan ek hier deurkom? God sê vir jou, moet jy nie bekommer oor môre nie, maar, moenie vir jou skatte, moenie na die wêreldse dinge vir jou belangriker word as God nie. Kom by God op, kry God jou skat, laat die Here jou skat is wat jou dryf elke dag, dan gaan jy dit maak. Ek glo, die Here wil vanoggend hierdie woord vir iemand gee. Dit is nou nie my preek nie, hierdie is verniet. Julle hoef nou nie vir dit offerande in te gooi nie. So dis verniet. Nee, ek wil vanoggend bietjie met u praat. Sluit maar eintlik aan by hierdie woord. Is die Here in jou 2026? Die Here is in jou 2026. Gaan jy hom toelaat? Ek het Dinsdag toe doen ek die opening daar by Regan hulle en die Here het my 'n woord gegee in Deuteronomium 31 vers 6 en 8 en ek het met hulle begin met daai woord en weet julle toe ek verder gaan bid oor hierdie woord, toe is dit vir Here hierdie woord op my hart kom lê en ek wil met dit begin volgend. Hy sê in Deuteronomium 31 vers 6, wees sterk en volmoed, wees nie bevrees nie. Weet jy as God is nie, hy vra jou nie om dit te doen nie, hy gee vir ons 'n opdrag, hy sê vir my en jou, wees sterk en volmoed. En dan sê hy, moenie verskrik en word nie verskrik vir hulle nie. Wie's hulle? Dis die challenges wat jy en ek in die gesig staar, jou aanslag, jou probleme, miskien is dit jou finansies, miskien is dit gesondheid, alles wat die duiwel op jou pad sit om jou van God af te kry. Moenie vir hulle, vir dit wat jy moet in die gesig staar hierdie jaar, moenie dat dit jou onderkry nie. Moenie dat dit jou laat afsien van die pad wat God vir my en jou beplan het nie. En dan sê hy, want dis die Here jou God wat saam met jou trek. Volgende week gaan ek daai reeks begin met daai skrif wat die Here vir ons gegee het so 2 jaar terug, waar hy vir ons gesê het in Micha 2 vers 12 en 13, waar hy gesê het in vers 13, waar hy sê, die deurbreker, ek en jy is deurbrekers, hoekom? Want Jesus het klaar vir ons deurgebreek, en omdat hy vir ons deurgebreek het, hy sê die deurbreker sal trek, hulle koning voor hulle, en die Here heeltemal voor. Ek en jy moet toelaat, hier sê hy, God is saam met jou, hy sê, die Here is saam met jou, die Here is die een wat saam met jou trek. Ek wil jou vra, hoe lyk jou lewe? Probeer jy te veel goed in jou eie krag? En dan werk dit nie uit nie, en dan vra ons vir die Here, Here, maar wat nou? Of kan ons sê, Here, elke dag begin ek op 'n nuwe bladsy saam met die Here. En ek vra die Here, Here, vandag, ek sit gister agter my en ek kyk na vandag en ek sit my oë op die Here en ek sê, Here, help my vir vandag. Want jy sien, ons moet beplanning doen. Maar ons wil te ver vooruit beplan en dan doen ons beplanning en dan werk ons beplanning nie uit nie. En dan wonder ons hoekom. Vra die Here, Here, nooi hom uit. Sê help my. Dan sê in vers 8, dis die Here wat voor jou uittrek. Prys die Here trek voor jou. My boetie, my sussie, waar jy nog moet kom, God sla daar. Hoekom trek hy voor jou uit en hy is ook saam met jou? Want hy maak vir jou die paaie gelyk. Hy sorg dat daar waar jy kom, dat jy voorbereid is vir die plek waar jy nog moet uitkom. Hy sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe of verlaat nie. Is dit nie wonderlik as God vandag vir my en jou sê, ek is met jou, ek sal jou nie begewe, ek sal jou nie verlaat nie. Jy weet, hierdie skrif herhaal in Hebreërs 13 vers 5 ook. Waar hy sê, ek sal jou nooit begewe,
en ek sal jou nooit verlaat nie. Hier sê hy dit ook. Baie mense kom en sê, pastoor, maar jy preek Ou Testamentiese goed. Ek kan vir julle al hierdie skrifte wys. Die Here herhaal dit in die Nuwe Testament ook. God is getrou op sy woord. Wat hy gister gesê het, sal vandag so wees en dit stuur jou na môre toe. Sy woord is sterker as enige tweesnydende krag. Dit dring tussen siel en gees, tussen murg en been, dring dit deur. Hy sê, jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Moenie bang wees vir wat jy môre moet in die gesig staar nie. Vertrou die Here. Sê vir die Here, Here, ek vertrou U. Jesaja 49 vers 14 sê, maar Sion sê, die Here het my verlaat en die Here het my vergeet. Hoeveel keer het ek en jy al in jou lewe gekom? Dan voel jy, Here, maar waar is U? Dan voel ons, Here, U het ons vergeet. Dan voel jy, Here, iemand het nou nog my gesê, ek dink die Here het iemand anders se adres, hy het my adres verloor. Sal hy jou vergeet? Hoor wat sê hy, waarmee vergelyk hy dit? Hy sê, kan 'n vrou haar suigeling vergeet? Dit sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie. Of skoon hulle sou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Is dit nie wonderlik nie? Dat God vandag vir my en jou persoonlik sê, ek sal jou nie vergeet nie. 'n Ma wat 'n goeie ma is, 'n ma wat so lief is vir daai ou babietjie, sy sal hom nie vergeet nie. Hoeveel te meer sal God my en jou? Hoekom sal hy ons nie vergeet nie? Die volgende vers 16 sê, kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer. Jou mure is gedurig voor jou. Wat beteken hy jou in die handpalms gegraveer? Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun, dat hy Jesus, die bron van krag, die bron van lewe, die bron van oorwinning, dat hy hom gestuur het, sodat ek en jy wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie. Wat beteken dit? Die dag toe hy aan hy kruis sterf, en hy sê dis volbring, toe daai spykers in sy hande ingeslaan word, toe sê hy vir my en jou, ek slaan jou naam. Dis kom hy sê, jou naam is in sy handpalms gegraveer. Hy kan nie omdraai op sy woord nie. God kan nie omdraai op sy woord nie, my boetie en my sussie. Maak nie saak hoe lyk jou sonde nie. Wat moet jy doen met die sonde? Bely dit. Laat staan dit. Sê vir die Here, Here, ek is jammer, tot hier toe gaan ek nie weer hierdie sonde doen nie. Jy sien, baie mense sê ons God is net 'n goeie God. Bertus, ek moet sê, ek het nie van daai liedjie gehou wat sê Sweet Jesus nie. Ek het van die liedjie gehou, maar ek dink nie God is 'n Sweet Jesus nie. Hy's 'n goeie God. Hy's 'n goeie God, hy is sweet ook. Maar ek dink nie dis wie hy is nie. Hy's nie net sweet nie. Hy sê vir my en jy, hy gee vir ons riglyne, hy gee vir ons sy woord. Hy sê ons moet volgens sy woord lewe. Hy sê as jou sonde bely, in 1 Johannes 1 vers 8, hy sê as jou sonde bely, ek's getrou en regverdig om jou die sonde te vergewe en jou te reinig van alle ongeregtigheid. Maar jy sien my boetie en my sussie, ons moet die sonde bely. En wat sê hy dan nog? Laat staan dit. Hebreërs 10 vers 26 sê, as ek en jy tot die waarheid gekom het, moet ons daai waarheid volg. En hy sê, as jy die waarheid volg. Julle weet, ek begin met die Here praat oor, ons het baie lidmate wat verskonings het. Hoekom kom hulle in die kerk toe nie? Wat elke Sondag 'n verskoning het, waar is hy? En dis asof die Here vir my begin sê, Malcolm, so baie mense is besig om 'n eie Bybel te skryf. Maak nie saak wat God se woord sê nie, wat saak maak is wat ek glo. Mag die Here gee wat ons in hierdie kerk vir u voorhou, dat ons dit vir u in die Bybel kan wys. Mag ek nie van hierdie kansel af goed preek wat nie in God se woord staan nie. Want ons gaan, Johannes 12 vers 48 sê, ons gaan eendag voor die Here staan. En ons gaan rekenskap gee van wat ons in hierdie liggaam gedoen het. Sê Hebreërs 1 Korintiërs 5 vers 10. Ons gaan rekenskap gee van dit wat ek en jy gedoen het. Kom ons vra die Here, Here in hierdie gemeente. As u naam of my naam in sy handpalm gegraveer is, laat ek lewe met 'n lewe van oorvloed, met 'n lewe van oortuiging, met 'n lewe van oorwinning, 'n lewe van oorgawe, om te sê, Here, wat ek sê, leef ek. Is dit net julle wat sukkel om lately te bid? Die Here weet, ek sukkel om te bid, ek sukkel om in die gees te kom, maar weet jy hoekom? Want hierdie vlees, en die vleeslike begeerte is te belangrik in my lewe. Ek moet myself dwing om tyd te maak. Om te sê, Here, hoe gaan ons hierdie jaar deurgaan? Hoe gaan ons hierdie jaar maak? Op ons knieë. God se teenwoordigheid op ons aangesig voor die Here. En dan lees ons
Sorry, my bladsy, hierdie wind het 'n bietjie die bladsy weggewaai. Hy sê, en dan wil ek die vat na 1 Konings 18 vers 36. En dit is, die volk het droogte. Is baie droogte. En die Here kom en hy sê vir Elia, gaan sê vir Agab, ek gaan reën stuur. En Agab se dienaar, vir wie Elia baie respek het, kom by Elia. En Elia sê vir die dienaar, gaan sê vir Agab, ek gaan vandag voor hom verskyn. En die dienaar sê, asseblief my Heer, want onthou Elia vlug van Agab, want toe Agab begin profeteer en sê daar gaan droogte kom, toe sê Agab, maar nee, hierdie Elia, hy's 'n moeilikheidmaker, hy wil nie aanvaar wat God sê nie, en hy vlug. En Elia sê vir die dienaar, vandag gaan ek voor Agab verskyn, want die Here het my 'n woord gegee. En ons lees in 1 Konings, kom ons sit net hierdie klip hier op, laat die dinge op 'n weg waai. Kom ons lees in 1 Konings 18 vers 36. En op die tyd dat hulle die spysoffer bring, het die profeet Elia nader gekom en gesê, Here God van Abraham, Isak en Israel. Onthou jy, Jakob se van was eers Jakob en toe verander die Here dit na Israel toe. Laat dit vandag bekend word dat U God in Israel is en ek, U knegt, en dat ek al hierdie dinge op U woord gedoen het. Ek wil jou vra, my boetie en my sussie, kom ons kom by 'n plek in ons lewe waar ons kan sê, Here, ons staan voor mense. En as ons met mense praat, dan kan ons sê, Here, ek is 'n kind van U en ek praat op gesag van God se woord. En al hoe ons dit gaan doen, is om op ons knieë by die Here te kom en 'n woord by die Here te kry. Weet julle waarvoor is ek die bangste in die lewe? Banger as vir die duiwel. Dis twee goed, 'n teoloog en 'n profeet. Ek weet van baie mense wat vandag langs die pad sit, ek het nie 'n probleem met profete nie. Die Here weet profete het sy plek, maar as te veel mense wat sê die Here sê, dan het God nie gesê nie. As jy vir iemand 'n woord gee, kry 'n bevestiging uit God se woord uit. Laat God jou lei, laat jy die regte woord sê. Hier sê Elia, laat hulle vandag sien, ek is 'n gesant van God. Ek kom met gesag. Hy sê in vers 7, antwoord my Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan herken, dat U Here God is, en dat U hulle hart tot U laat terugkeer. Weet jy, ek vra die Here, Here, ek begin by myself. Ek wil U vra die belangrikste ding hierdie jaar. Ons kan al die programme by die kerk hê, ons kan al die planne vir die kerk hê, maar die belangrikste is, Here, laat ons terugkeer na U hart toe. Laat ons harte terugkeer na U hart toe. Laat U ons harte rig. Laat U ons harte op 'n plek sit, Here, waar U alles in ons lewe is. Beteken dit gaan maklik wees? Gaan nie maklik wees nie. Ek en jy het 'n vyand. Die Bybel sê hy loop rond, hy soek. Hy's nou besig om jou gedagtes te laat dwaal. Hy's nou besig om vir jou te sê die pastoor skree te veel, hy raak opgewonde. Prys die Here, God se woord maak ons opgewonde. Moenie na my stem luister nie. Luister na die inhoud. Sê Here, ek luister nie na sy stem nie, ek luister na die inhoud. Dis God se woord wat ons praat. Daarop het vuur van die hemel neergeval en die brandoffer en die harp en die hout en die klippe en die stof verteer. Ja, die water wat in die sloot was opgelek. En toe die hele volk dit sien, het hulle op hulle aangesig geval en gesê, Here, die Here is God. Die Here is God. Weet julle toe ek hierdie stuk lees? Soos of die Here vir my sê, Malcolm, kom op jou aangesig. As jy hierdie kerk wil hoor vat, kom op jou aangesig. Kom in my teenwoordigheid. Begin bid soos nog nooit tevore nie. Ek slaap besig om met Chas te praat. Ons gaan een van die dae deernag bid hou. Ek hoop julle almal gaan by daai deernag bid wees. As jy nog nie gedeernag bid het nie, kom kyk hoe gaan ons jou leer. Ons gaan jou help. As jy in die slaap raak, is alright, daar's beddens ook, jy kan 'n rukkie gaan rus. Maar as jy wakker word, dan sê ons jy bid net verder. Jy mag nie huis toe gaan nie. Ons sluit die hekke. Ons sê jy moet kom bid. Nee, die Here het vir my persoonlik gesê. Hy werk met elke ou anders. Die Here het vir my persoonlik gesê, jaar na jaar staan ek met beloftes voor die gemeente. Maar as ek nie op my knieë gaan kom en God se aangesig gaan soek soos nog nooit tevore nie, kan ek nou al hierdie beloftes begrawe. Kan ek nou al sê, ek wil julle vra as lidmaat, help my. Ek kan dit nie alleen doen nie. Ons ken daai verhaal van die volk wat Moses se hande omhoog gehou het. Toe hulle Moses se hande omhoog hou, wat het gebeur? Soos die volk in oorwinning. Toe hulle Moses se hande laat sak, toe kry die volk swaar. Ons het julle nodig. Ons het elke lidmaat hierdie jaar nodig om te sê, Here, ons gaan nader aan U beweeg. Ons gaan eerstens ons aangesig op 'n lewende God fokus, laat hy ons voetstappe kan rig.
En Agab het opgetrek om te eet en te drink. Maar Elia het op die top van die Karmel, dis die berg, geklim en hom op die grond neergebuig en sy aangesig tussen sy knieë gesit. En ek besef net, Here, jy het klaar vir Elia woord gegee. Jy het klaar vir Elia gesê, wat gaan ek doen? Maar wat doen Elia? Hy gaan vir die tweede keer. Hy gaan weer op sy aangesig. En ek besef, Here, dis waar jy ons soek. Op ons aangesig, op ons knieë voor 'n lewende God. As ons oorwinning, as jy oorwinning in jou eie lewe wil hê, die gemeente kan vir jou bid tot ons blou in die gesig is. Jy moet self die besluit ook neem. Jy moet self by God uitkom en self bid. Self sê, Here, rig my voetstappe. En in 'n oogwink was die hemel swart van wolke en wind en 'n groot reën het gekom. En Agab het op die wa geklim en weggetrek na Jezreel. Jy sien die verskil tussen Elia en Agab? Agab hoor die belofte, hy snap die belofte en daar gaan hy. Hy gaan terug na die land toe, na die stad toe. Wat doen Elia? Wanneer laas het jy vir die Here dankie gesê? Dankie vir die reën. Dankie vir hierdie jaar. Dankie dat jy nog asem het. Dankie dat jy vanoggend opgestaan het. Kom ons lewe met 'n verwagting van dankbaarheid om te sê, Here, ek is dankbaar vir wat U vir my gee en hoop klaar. Die Here weet ons staal klaar weer is die reën te veel. En daar's Hartenbos en Mossel baie amper afgebrand. Omdat dit nie reën nie. Hulle soek net bietjie reën. Ek hoop julle het vir hulle gebid. Ons het 'n boodskap gekry, ons is 'n paar ouens, ek en Wayne en Andre wat gesit en gesels het, en toe ons die boodskap kry die eerste keer, toe bid ons net al. Sê ons, Here, ons hou aan bid. Kom ons hou aan bid. God bly in beheer. Maar die hand van die Here was oor Elia, sodat hy sy heupe omgord en voor Agab uitgehardloop het, in die rigting van Jezreel. Jy sien, as God se hand op jou is, dan stel hy jou en my in staat om die onmoontlike te doen. Hy sê, Agab gaan, hy trek. Maar wat doen Elia? Hy gaan eers na die Here toe, en toe hy daar opstaan, so staan hy op in die krag van die Here, en hy hardloop sommer daai perde verby, en hy kom nog voor Agab by Jezreel aan. As jy 'n geseënde jaar wil hê, as jy wil hê die Here moet jou gebruik, kom by die Here uit. Kom op jou aangesig en kry 'n woord by die Here. En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê, hoe lank hink julle op twee gedagtes? As die Here julle God is, volg hom na, en as Baal dit is, volg hom na. Maar die volk het niks geantwoord nie. Wat tik jou elke dag? Wat is dit God wat jou tik, of is dit Baal? Is dit jou werk? Is dit wat jou besig hou? Of kan jy sê, Here, ek staan in die oggend op met 'n opgewondenheid in my hart, want ek wil iets vir U doen. Ek wil die koninkryk verheerlik. Ek wil hê mense moet na U toe kom. Ek wil U eerstens dien, en dan wil ek hê siele moet tot bekering kom. Elia vra vir hulle, wat is dit? Baal of God? Ek wil U vra in jou eie lewe. Wat is daar? Wat is 'n Baal in jou lewe? En jy moet sê, Here, ek kan nie hierdie jaar ingaan. Ek kan nie U oorwinning kry in my eie persoonlike lewe as ek nie hierdie Baal gekruisig het nie. Jy weet wat dit is. Jy weet wat dit is. Dit is nie altyd sonde nie. Dit is dalk biddeloosheid. Dit is dalk net dat jy nie die Bybel lees nie. Dit is dalk net dat jy nie vuur en vlam vir die Here is nie. Vra die Here. En dan wil ek jy vat na 1 Konings 19 toe. Elia het nou net hierdie wonderwerke gedoen. Vuur het uit die hemel uitgekom. Al hierdie Baalprofete doodgemaak. En God stuur die reën. God stuur alles. En hier kom Isebel. En Isebel sê, ek gaan vir Elia doodmaak, want hy stuur. Sy is nie happy met al hierdie Baalgode wat, en die profete wat hy doodgemaak het. En wat doen Elia? Kyk wat doen Elia in 1 Konings 19 vers 4. Maar self het hy 'n dagryg ver die woestyn ingegaan, en daar onder 'n besembos gaan sit, en gewens dat hy mag sterwe. En hy sê, dis genoeg. Neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Ons is in die begin van die jaar. Hoeveel van julle is opgewonde oor die jaar? Jy sien, dan kom die eerste aanval. Môre gaan die onderwysers terug skole toe. As ja, Here, ek moet alweer met ander mense, want jy weet, die ouers sit mos nie met die kinders nie. Ag, die onderwysers sit mos nie met die kinders nie. Hulle sit met die ouers. Want ja, by ouers, ek weet my dogter is 'n onderwyser. Die ouers aanbid mos hulle kinders. En dan raak jy so in die begin van die jaar, en jy opgewonde, jy gaan goed doen, jy gaan vir die Here werk, jy het baie doelwitte, jy het baie ideale, en dan soos Elia, jy het nou net hierdie Baalprofete almal dood. Vuur het uit die hemel uitgekom en dan almal verslind. En net daarna, as die aanvalle kom, en die jaar gaan so bietjie in, raak ons moeg. Sê ons, Here, wat nou? Here, nou kan ek nie meer nie, dan begin ons klaar, dan hardloop ons weg, dan wil ons in 'n hoopie gaan sit, en jy weet wat is die eerste ding wat die duiwel met ons doen? Hy isoleer jou.
Kry jou alleen. Moenie laat Satan jou alleen kry nie. Hy gaan met jou mors. Want as hy jou alleen kry, wat doen hy? Hy sit hierdie gedagtes van jou. Hy het verkeerde gedagtes. Ek kan jou baie stories vertel van ouens wat my sê, pastoor, ons het nie die kerk nodig nie. Gaan kyk daai ou se lewe na 'n jaar of 2 van isolasie. Hy raak koud, hy begin fout soek, hy sien net alles wat verkeerd is, hy worry nie meer nie. Bly by die Here. Elia was, onthou, julle ken die verhaal van Elia. Elia het so 'n verhouding met die Here gehad, hy is hom in die hemel opgeneem, hy het nie eens gesterf nie. Toe Elisa net sien, toe is hy weg. So, maar hierdie einste Elia, hy was nie net 'n superwese nie. Hy was ook soos ek en jy mens, hy het ook moeg geraak. Hy het ook gesê, Here, nou wat nou? En dan lees ons vers 5, daarom gaan lê hy, en raak onder 'n besembos aan die slaap, en kyk, daar raak 'n engel hom aan, sê vir hom, staan op, eet. Staan op, ek bid so as jy in die slaap raak, ek bid so as hierdie jaar vir jou te lank raak, dat jy 'n woord by die Here kry, wat jou opwek, sê nee man, ons gaan aan. As jy sien ek word moeg hier na 'n maand of 2, sê pastoor, onthou hierdie woord. Jy kan nie vir ons preek en dit nie self doen nie. As ek vir julle preek, moet ek self, nou moet ek waak. Want nou gaan die Satan hierdie woord steel. Nou moet ons waak. En hy sê, daarom gaan lê, vers 6, toe hy opkyk, was daar aan sy kop en end 'n broodkoek op warm klippe gebak en 'n kruik water, en hy het geëet en gedrink en weer gaan lê, en die engel van die Here het weer vir 'n tweede maal gekom en hom aangeraak en gesê, staan op, eet, anders is die pad vir jou te veel. Hy het opgestaan en geëet en gedrink, en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte geloop tot by die berg van God, Horeb. Weet jy hoe baie keer kom ons by die berg van God, maar ons kom nie in sy teenwoordigheid nie. Ons begin bid, maar ons breek nie deur nie. Ons begin Bybel lees, maar ons verstaan nie die woord nie. Weet jy hoekom verstaan jy nie die woord nie? Want jy bid nie en vra die Heilige Gees om aan jou te openbaar nie. As jy begin Bybel lees, vra die Here, Here help my. Openbaar hierdie woord aan my, laat ek dit kan verstaan. God stuur sy Gees. Hy sê hy is altyd by ons. Wat gaan hy doen? Hy gaan julle oortuig van die weg, van die waarheid, van sonde en van oordeel. Dis sy werk. Hy is daar om jou te oortuig van God se woord. Maar Elia raak moeg. Hy is by die berg, hy is nou in God se teenwoordigheid, maar hy is nie by God nie. En kyk wat gebeur. Vers 9, en hy het daar in 'n spilonk gegaan, en die nag deur oorgebly, en kyk die woord van die Here tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Weet jy, ek wil jou vra, wat maak jy by die plek waar jy nou is? By die werk waar jy is? Of die werkloosheid waar jy nou is? Terwyl jy in hierdie situasie is, wat maak jy? Maak jy soos Elia raak, moedeloos raak aan die slaap? Of sê Here, daar waar ek nou is, het U my geplaas. Die mense wat U nou op my pad gesit het, hulle is op my pad gestuur met 'n rede. Hulle is op my pad gestuur met 'n rede. Vra vir Elia, wat maak jy? En onthou net, deur die krag van die Here loop hy vir 40 dae en 40 nagte. En kyk wat sê die Here vir hom. En hy sê, gaan uit. Vers 11, staan op die berg voor die aangesig van die Here en kyk, die Here het verbygegaan, terwyl 'n groot sterk wind die berge skeur en die rotse verbreek voor die Here uit, in die wind was die Here nie. En na die wind, 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur. In die vuur was die Here nie. En na die vuur 'n gesuis van 'n sagte kalmte, 'n sagte koelte. Weet julle, baie keer soek ons die Here in ons storms. Maar wanneer jy nie 'n storm het nie, waar is jy dan? Terwyl dit met jou goed gaan, kan jy dan die stem van die Here hoor? Ons wil baie keer net in die storm die stem van die Here hoor. En ons prys die Here, hy antwoord jou. Maar hy wil ook in die stilte, wil hy homself aan jou ook openbaar. Partykeer woed die storm so baie om ons, laat ons so gefokus op die storm, laat ons nie by God uitkom, laat ons sy stem, laat ons sy roepstem mis, en dan dink ons as die aarde bewe, dan is dit God. Julle weet, ons kom baie keer kerk toe, en as ons uitstap uit die kerk, dan sê, pastoor, ons het nie lekker gesing vanoggend nie, want julle weet, die liedjies was te Engels. Of jy weet, pastoor Bertus, hy het 'n lang vakansie gehou. Jy weet, ons is altyd 'n probleem. God is waar jy hom sien, waar jy 'n verwagting het, as jy hom in die stilte verwag, is hy daar. As jy hom in sy aangesig, terwyl ons sing, as jy hom verwag, sal hy daar vir jou wees. Maar kom met 'n verwagting en sê, Here, maak nie saak waar ek is nie, God is mos oral. Hy kan jou in jou storm ontmoet, hy kan jou in jou stilte ontmoet, hy kan jou hier in die kerk, terwyl jy slaap ontmoet. Ek kan sien nie van die kansel of wie slaap. Maar prys die Here, los hom.
Moet hom nie gaan plan sê, hom stamp en sê hy word wakker nie, want weet jy wat? Hy gaan nie weer terugkom kerk toe nie. Sy gees, hoor, sy gees slaap nie, los hom. Laat hy net ten minste kom, is alright. Die Here sal hom wakker maak op die regte tyd. Maar as jy hom gaan weghou van God se woord af, kom op plekke waar jy God se woord kan hoor, maak nie saak hoe dit vir jou voel nie, waar jy die woord 'n intrapslag in jou lewe kan kry. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spilonk gaan staan. En daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? My poetie, my sussie, ek vra jou, wat maak jy vandag in jou lewe? Wat is dit wat jy laat opstaan het vanoggend? Wat maak jy hier? Wat maak jy waar jy is? Jy's daar geplant strategies. Daar waar jy geplant is, moet jy vrug dra. As jy nie vrug dra nie, wat dink jy gaan die Here doen? Hy gaan nie vir jou doen wat jy graag wil hê hy moet doen nie, want tot jy daai vrug dra. Jy gaan daai toetsie oor en oor skryf tot jy die vrug dra. Dalk sit jy hier en jy sê, Here, ek is op 'n moeilike plek in my lewe, ek weet nie wat om te doen nie. Dit is baie maklik, as jy nie weet wat om te doen nie, begin net vir die Here werk. Begin net vir die Here vrug dra. Dan sal hy jou na 'n ander plek toe vat. Want hy sê, as jy nie vrug dra nie, wat doen ek? Ek kom ander jaar en kap ek jou uit. En dan sit jy terug met nog, as jy werk by die een werk, of vir een plek na die ander plek toe, dit werk nie vir jou uit nie, dan hy nie lang trane, en dan vra hy, Here, maar waar was hy? Want jy het nie vrug gedra nie. God kom vir 'n kerk wat vrug dra. Wie is die kerk? Ek en jy. God kom om vrug te dra, en dan sê hy, en hy antwoord, ek het geywer vir die Here. Wie van julle het geywer vir die Here? Baie keer ywer ons vir die Here. Ons kom kerk toe, ons is Dylan hulle wat nou betrokke geraak het, soveel ander. Jy raak betrokke by die kerk, maar wat gebeur? Kyk wat gebeur met Elia. Die God van die leerskare, van die kinders van Israel, het u verlaat, u verbond verlaat, die altare afgebreek en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het. En hulle soek my lewe om dit weg te neem. My boetie, my sussie, jou roeping gaan jou nie populêr maak nie. Jou roeping gaan dit nie maklik maak nie. Jou roeping gaan nie maak dat die kerk jou nie vervolg nie. Jou roeping gaan nie maak dat jy nie seer kry in die kerk nie. Jy gaan seer kry in die kerk. Elia het alleen gestaan, maar hy wou vlug van sy roeping af. Jy gaan nie van jou roeping af wegvlug nie. God sal jou gaan haal, al is jy soos 'n Jona wat in 'n vis opgeëindig het. God gaan jou uit daai vis uithaal, want hy het 'n plan met jou lewe. Hy wil jou iewers heen vat. En hulle soek my lewe. Hoeveel keer het ons geywer vir die Here? Jy het alles gedoen vir die kerk. Hoeveel keer het ek al daai storie gehoor? Pastoor, ek het alles gedoen vir die kerk en nou steek die kerk my in die rug. Jy moet niks vir die kerk doen nie. Jy moet dit vir die Here doen. Doen alles van harte asof jy dit vir die Here doen. En as die kerk jou seer maak, gaan jy nie seer kry nie. Jy gaan opstaan en jy gaan aangaan. Jy gaan fokus op God se plan vir jou lewe. Jy gaan nie toelaat. En kyk wat sê die Here. Maar die Here sê vir hom, gaan terug op die pad na die woestyn van Damaskus. Hy het nou net 40 dae die woestyn uitgehardloop. Ek dink nie Elia was baie slim nie. Dit het gereën. Die Here stuur die reën, wat doen hy? Hy vlug in die woestyn in waar die reën nie meer is nie. En hy gaan huil. Weet jy, baie keer vlug ons terug in die woestyn. Ons terug waar ons vandaan kom. Dan kry ons seer. En die Here sê vir Elia, okay, gaan nou terug. Gaan na Damaskus toe. Gaan salf vir Aram as koning. Hy sê, gaan terug op jou pad na die woestyn van Damaskus en gaan heen en salf Hasael as koning oor Aram. Ek wil jou vra, God het 'n roeping in jou lewe. Kom terug in jou roeping. Kyk verby die seer. Kyk verby die woestyn waarin jy nou is en sê, Here, help my. Help my dat ek op die roeping kom waar U my heen gevat het. Wat maak baie keer dat ons roeping nie uitwerk nie? Kom ek gaan afsluit met die laaste gedeelte van Paulus. Paulus word na Rome gestuur. Die Here sê vir Paulus in Handelinge 27, jy gaan na Rome toe, jy moet voor die keiser gaan staan. Ons ken Paulus se verhaal. Hy het toe al soveel vervolginge, hy het al 2 keer skipbreek gelei. Hierdie was sy 3de keer wat hy skipbreek lei. En kyk wat gebeur met Paulus. In vers 10, Handelinge 27 vers 10. Paulus waarsku hulle, al die mense op die boot, en hy het gesê, manne, ek sien dat die reis met ramp en groot skade verbonde sal wees. Nie alleen vir die vrag in die skip nie, maar ook vir ons lewens. Hoeveel mense is vandag dood?
oor hulle nie geluister het na God nie. Hoeveel mense is vandag gewaarsku, moenie dit doen nie, dan gaan doen hulle dit. Dan kry hulle seer, dan vra hulle die Here, waar is U? Ek gaan julle baie sulke stories in my eie lewe vertel, waar ek my eie kop gevolg het en nie na raad geluister het nie. Die Bybel sê 'n goeie koning of 'n goeie pastoor of 'n goeie leier het baie raadgewers. Jy luister na verskillende mense, jy kan nie net nie jouself luister nie. Maar jy moet by die Here uitkom en gaan hoor wat sê hy. Maar vers 11, maar die hoofman oor 100 het meer aan die stuurman en die eienaar van die skip geglo as aan die woorde van Paulus. Moenie jou eie kop volg nie. Moet ook nie te veel raadgewers kry wat jou gaan negatief maak nie. Kry raadgewers wat jy weet, luister by God, wat jy weet het 'n verhouding met die Here, gaan vra hulle vir raad. En dan kry eers self by die Here raad. Gewoonlik gaan die Here net bevestig die raad wat hulle vir jou gegee het. En dan sê hy, en terwyl ons geweldig deur die storm getuister is, het hulle op die volgende dag van die vrag uitgegooi. En omdat die son en die sterre baie dae lank nie geskyn het nie, en 'n ewige storm ons gedruk het, is uiteindelik al 'n hoop om gered te word van ons ontneem. Hey boetie, my sussie, jou situasie waarin jy is. Ek wil jou uitdaag vandag. Glo die Here, daar's vir jou hoop. Amen. Sê vir jou langs jou, daar's vir jou hoop. Sê vir jou aan die ander kant, daar's nou jou nog meer hoop. Daar's vir jou hoop. Want Paulus het by die Here gehoor en hy sê vir hulle, ek wil jou uitdaag, daar's hoop. My boetie, my sussie, daar's hoop vir jou situasie. Daar's hoop solank as wat die Here die bron van jou lewe is. En nadat hulle lank sonder ete was, het Paulus in hulle midde opgestaan en gesê, manne, julle moes na my geluister het en nie van die Kreta afgevaar het nie, en julle sou hierdie ramp en skade gespaar het. Maar nou vermaan ek julle om moed te hou, want daar sal hoegenaamd geen verlies van lewe onder julle wees nie, maar alleen van die skip. Want daar het in die nag by my gestaan 'n engel van God, aan wie ek behoort, wat ek ook dien. Hoorie wat sê hy? 'n engel van God aan wie ek behoort. Maar dis nie al nie. Wie van julle behoort aan die Here? Wie van julle dien hom voluit? Sien, dis die verskil. Paulus sê, ek die engel van die Here aan wie ek behoort, maar wat ek ook dien, het met my gepraat. Jy sien, ons hoort aan die Here, maar ons dien hom nie altyd nie. Ons volg ons eie kop. Dankie Here. Paulus het toe die engel verskyn, toe hy 'n verhouding met die Here, en hy hoor wat gebeur. Hy sê, en hy het gesê, moenie vrees nie, Paulus. Jy moet voor die keiser staan, en kyk, God het in jou geskenk, almal wat saam met jou vaar. Eers toe ek dit lees, toe praat die Here my, en die Here sê vir my, Malcolm, almal in hierdie gemeente, wat hier is, het ek aan jou toevertrou. Ek het hulle gestuur om saam met jou te wees, en jy saam met hulle. Ons het mekaar nodig, my boetie, my sussie. As jy deel is van hierdie gemeente, het God jou strategies hier geplaas, om jou roeping uit te leef. Hy het jou nie net hier geplaas om Sondag na Sondag die woord te kom luister en te sê, nou gaan ons huis toe nie. Nee, hy het jou hier geplaas vir 'n rede. Ek glo dis wat die Here vir my gesê het. Toe ek dit lees, toe sê hy, behoort wat ek ook dien. Hy sê, wat saam met jou te vaar. En dan wil ek afsluit. Vers 25 het my so getref, waar hy sê, daarom, hou moed, manne en vroue. Hoekom? Want ek glo God, dat dit so sal wees, soos hy aan my gesê het. Wat het God oor jou lewe uitgespreek? Wat het God oor die mens uitgespreek? Hy het versoening kom doen met Jesus. Hy het vir my en jou 'n hoop kom gee. Ek en jy leef elke dag met 'n hoop. Die feit dat jy hier is vanoggend en dat jy lewe het, is omdat God nog 'n plan het. God het 'n plan met jou lewe. Jy's nie over en dan hoof nie. God het 'n plan. Hy wil hê, weet jy, ek kry vir oom Dries Young, daar by goue jare. En as ek daar gaan preek, Woensdag, en oom Dries is daar, hy het altyd 'n woord. Hy is al in sy 80, ek dink hy is 6 of 7, 85, daar iewers. Maar hy is diep in sy 80's. En weet jy, hy ywer nog vir die Here. Hy bid nog, hy lees nog vir die mense Bybel, hy praat nog met die mense oor die Here. Glo jy God het oor jou lewe goedheid gespreek? Glo jy God het 'n plan met jou lewe? Amen. God het 'n plan met jou lewe. Ek wil jou vra vandag. As jy glo God het 'n plan in jou lewe, wanneer gaan jy begin om daai plan uit te leef?
Ek het julle nou die dag gesê, net so voor die vakansie kom ek om iemand te gaan haal by iemand anders, en toe ek daar instap, vertel die ou vir my met 'n paar brandewyne agter die rug, en hy is nog steeds besig om te drink, toe vertel hy vir my, God het 'n roeping op sy lewe. Sê ek vir my, wanneer gaan jy die roeping begin uitleef? Die rykste plek op die aarde is die begrafplaas. Hoekom? Al die drome en ideale wat God vir my en jou het, as jy dit nie bereik nie, waar gaan dit heen? Dalk in 'n as en 'n kussie opeindig eendag, of gaan jy sê, nee Here, ek glo God, dat dit so sal wees soos hy vir my gesê het. Wat het God oor jou gesê? Hy sê, ek ken jou van voor jou geboorte. Toe die geheim gemaak is, het ek van jou geweet, het ek jou uitgekies, het ek jou aangestel, het ek jou geroep om wat te doen. Wat sê jy, gaan lees bietjie daai spiel daar agter, wat sê hy? Ek het jou uitgekies, jy en ek is uitgekies, hoekom? En aangestel, jy is nie net uitgekies nie, jy is aangestel om wat te doen? Vrug te dra. Hy sê, as jy vrug dra, nie net om vrug, hy sê, as jy vrug dra, sal jy enigiets in my naam vra, en ek sal dit vir jou gee. Vra die Here, laat hierdie jaar 'n jaar van vrug wees. Het 'n jaar van voorspoed wees, omdat ek U dien. Vader, baie dankie, dat ons net vanoggend in die naam kan vergader. Dankie Here, ek glo met my hele hart, U het 'n groot plan met hierdie gemeente. Here, dankie vir elke lidmaat in hierdie kerk, dankie vir elke besoeker vanoggend. Here, al ons besoekers is so belangrik. U het hulle vanoggend na hierdie gemeente toe gestuur, want U het vir hulle 'n woord. Here, U het 'n plan met ons almal se lewens. Ons bid dat 2026 'n jaar van vrug wees, as dit sou gebeur dat die wederkoms plaasvind, Here, laat ons almal saam gaan, dat nie een van ons agterbly nie. Laat ons kan sê, Here, nie soos Matteus 7 vers 23 wat sê, ek ken jou nie, gaan weg agter my, maar dat U kan sê, ek ken jou, ek is trots op jou, soos wat U vir Dawid gesê het. Dawid is 'n kind, is 'n dienaar, 'n diensknegt, so na aan my hart, Here, dat U dit ook van ons kan sê. Seën ons as ons hier uit mekaar uitgaan, voort verheerlik en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Bertus, julle staan hier voor. Ek wil U vra, as jy wil, jy wil hê die Here moet jou seën en moet jou saam